Baie hartlik welkom in jou by hierdie geleentheid waar ons saam rondom die Here se woord stil raak en wel rondom 2 Timoteus 1 vers 6 tot 14 wat gaan oor die tema veerkragtigheid in ons geloofslewe. Kom ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om hier in die begin van die nuwe jaar so rondom u woord stil te raak. Dankie dat ons hierdie jaar ingaan met die belofte van die Heilige Gees wat elke tree van die pad voor ons uitgaan en vir ons sal lei met wysheid en waarheid en insig. Ons loof en prys U daarvoor en bid dat dit wat nou hier sal gebeur tot eer en verheerliking van U heilige naam sal wees. Amen. Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik kyk na hierdie rekkies in my hand. En ek wil dit vandag gebruik as 'n metafoor of 'n beeld om veerkragtigheid aan jou te verduidelik. Miskien moet ek begin by 'n definisie van veerkragtigheid. En sal ek sê dit is die vermoë waaroor ek en jy beskik om uit te hou en aan te hou ten spyte van baie druk waaronder ons verkeer, sonder om te breek. Kom ons wees eerlik met mekaar. Almal van ons het al by 'n punt gekom in ons lewe wat ons gevoel het ons het breekpunt bereik. Ons kan nie verder die druk hanteer wat van alle kante af op ons afkom nie. Die druk van versoekings, beproewings, werksdruk ensovoorts. En dan voel dit vir ons asof ons lewe uitmekaar uitskiet. Wat sal gebeur wanneer ek hierdie rekkie te ver rek? Want dit het ook sy beperkings. En my vraag aan jou is, wat maak hierdie rekkies veerkragtig? En ons praat van 'n proses, 'n chemiese proses wat ons noem vulkanisering. En dit behels maar net dat die rubber waaruit hierdie rekkies gesny word met swaal wat verhit word, gekruis, en dan ontstaan daar wat ons in Engels noem crosslinks, wat die rubber sterker maak, sodat dit geweldig kan rek en terugbeweeg na sy oorspronklike posisie en steeds baie funksioneel kan wees. En nou wil ek saam met jou lees uit 2 Timoteus 1 vers 6 en 7, na aanleiding van die vraag, wat is die geheim agter 'n veerkragtige geloof? En staan hier in vers 6, om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie vreesagtig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En soos wat ons gesels, sal ek die res van die gedeelte saam met jou lees. Die geheim agter 'n veerkragtige geloofslewe, sê Paulus vir die jong Timoteus wat 'n leraar is in die gemeente van Efese, het te maak met die werking van die Heilige Gees binne in ons. Dit is die Heilige Gees wat soos die swaal crosslinks aan die rubber verskaf, is dit die Heilige Gees wat crosslinks aan jou en my verskaf om staande te bly in ons geloofslewe ten spyte van versoekings en beproewings en waardesisteme wat nie in lyn is met dit wat ons glo nie. En dan sien ons in 2 Timoteus dat Paulus wil hê dat Timoteus die geheim van die Heilige Gees se lewe binne in hom sal herontdek. Hoekom? Want ons lees in vers 15. Soos jy weet, Timoteus, het almal in die provinsie Asië my in die steek gelaat, sê Paulus. Onder hulle is ook Figelus en Hermogenes. En lees ons dus in hierdie gedeelte dat daar mense was in Paulus se lewe wat sy teenstanders was, wat nie die geloofswaardesisteme gedeel het saam met hom nie.
wat miskien deel van die gemeente was, maar ander agendas gehad het. En dit het geweldig baie druk op hom gesit. En so word ek en jy elke dag gekonfronteer met druk van alle kante af, van versoekings se kante af, druk van beproewings se kante af, druk van mense wat teenstand teen jou en my geloofsvisie bied. En wil 1 vers 6 en 7 wat ons nou so pas gelees het, vir ons sê, dat die enigste ding wat vir my en vir jou veerkragtigheid gaan gee in ons geloofslewe, om hierdie druk te hanteer, is die werking van die Heilige Gees binne in ons. Binne in Paulus, binne in Timoteus se lewe, en binne in my en jou. Want, vers 6 sê, die Gees van God maak ons nie vreesagtigheid nie. Gee nie vir ons vreesagtigheid vir 2026 nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. En daarom sê hy, moet ons dit soos 'n vuur weer aanblaas. Moet ons die werking van die Heilige Gees aanblaas, sodat hierdie krag en liefde en selfbeheersing die oorhand kan kry in ons lewe. Staan daar dan nie in 1 Johannes 4 vers 4 baie uitdruklik, dat die Gees van God, wat binne in jou en my leef, is sterker as die Satan, wat in die wêreld werksaam is. En Paulus skryf hierdie dinge vir Timoteus, omdat hy juis vir Timoteus wil sê, dat op ons geloofspad, op elkeen van ons geloofspad, is daar geweldige uitdagings. En dit bring my by die tweede vraag, naamlik die vraag, hoe vier ek en jy die genadegawe van die Heilige Gees weer aan? En dan gee Paulus vir ons die antwoord in vers 8. As hy sê, jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God vir jou gee. Watter krag? Die krag wat hy vir jou en vir my gee, deur sy Heilige Gees. So, die vraag is, hoe vier jy die genadegawe van die Heilige Gees aan? En dan sê Paulus, deur jou nie te skaam vir hierdie wonderlike boodskap, waarvan ek en jy draers is nie. Dit beteken prakties dat ek en jy 'n hernieude kommitment moet maak, hier in die begin van hierdie nuwe jaar, aan die boodskap van die evangelie, wat ek en jy verkondig. Selfs, sê Paulus in vers 8b, al kos hierdie evangelie vir my en vir jou. Want Jesus het self gesê, wie agter my wil aankom, moet homself kruisig en homself elke dag verloon. Dis nie 'n maklike pad nie. Al bring hierdie evangelie vir my en vir jou in botsing met die samelewingswaardes waarbinne ons lewe, moet ek en jy nie terugdeins vir die lyding wat saam met gehoorsaamheid kom nie. Daarom sê hy in vers 1b, moet jou ook nie skaam vir my, wat reeds in die tronk sit en gevangenskap uitdien, terwille van my geloof nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie, met die krag, die veerkragtigheid, wat die Here God vir jou gaan gee, deur sy Heilige Gees. En dan sê Paulus vir ons 'n baie belangrike ding, in vers 9, daar vers 9 tot 10, dan sê hy vir ons, wat is die inhoud van hierdie wonderlike boodskap, waarvan ek en jy draers is? Ek lees dit saam met jou, vers 9. Hierdie kragtige boodskap sê, ekskuus tog, Jesus Christus het ons gered. En hoor nou hier,
Hy het ons geroep om aan hom toegewy te wees, om committed aan hom te wees. Dis die eerste ding wat hy sê, dat ons het 'n heilige roeping van die Here God ontvang, vers 9a, om wat te doen? 'n Roeping om in Jesus Christus se voetspore te volg, 'n roeping om heilige lewens te handhaaf, soos wat Jesus geleef het, om nie met sonde te speel nie, om meer en meer aan Christus se beeld gelykvormig te word. 'n heilige lewe teenoor samelewingswaardes wat baie keer alles behalwe 'n heilige lewe reflekteer. 'n Roeping, hierdie roeping wat hy vir ons gegee het, hierdie heilige roeping, is nie op grond van ons eie besluit nie. Ek lees vir julle 1 vers 9b. Hy het dit gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy sal besef in die uitleef van die evangelie, dat ons nie geroep is op grond van ons goeie dade nie. Dat ons nie geroep is omdat ons sulke spesiale mense was en 'n meer heilige lewe het as wat ander mense het nie. Nee, ons is geroep op grond van Vader se keuse, omdat hy die potensiaal in my en jou geplant het deur sy Heilige Gees vir ons te gee, sodat ons deur die Gees ons roeping met toewyding en kommitment kan uitleef. Die woord van die Here God gee vir ons die prentjie van hoe lyk 'n heilige lewe. Jesus het dit vir ons kom reflekteer in sy aardse lewe. En as Jesus sê, volg my, dan sê hy, volg in my voetspore. Doen wat ek doen. Praat soos wat ek sou praat. Dink soos wat ek sou dink. Begin deur my oë na mekaar en na die wêreld rondom jou te kyk. En kry my hart en deel my emosies vir die mense rondom jou en vir die wêreld rondom jou. En dan sê vers 1 vers 7, daarom moet jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, Timoteus, die gawe van die Heilige Gees, moet jy soos 'n vuur in jou lewe aanblaas. Want die Heilige Gees maak jou resilient. Hy gee vir jou veerkragtigheid in jou geloof, want die Gees maak jou nie lafhartig nie, maar vul jou met krag, liefde en selfbeheersing. En hierdie krag van die Heilige Gees kom net tot volle werking as jy jou nie skaam vir die evangelie wat hierdie wonderlike reddingsboodskap dra nie. En nou wil ek 'n baie belangrike ding sê. Deur die woord te leef, deur Jesus se voorbeeld te leef, aktiveer ek en jy die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En dit is waar ek en jy deur sy werking dan bemagtig word met veerkragtigheid, wat maak dat ek en jy geweldige druk kan hanteer en kan terugkeer en nog steeds funksioneel kan wees. En dan in die derde plek, die inhoud van hierdie evangelie sê, en dit is my so pragtig, hierdie heilige roeping, wat die Here op grond van sy besluit aan my en jou oorgedra het, is 'n roeping tot 'n onverganklike lewe. Vers 10, hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons Verlosser Jesus Christus,
Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my en jou aangestel as draers van hierdie wonderlike boodskap. Die goeie nuus van hierdie evangelie met ander woorde is, dat ek en jy 'n toekoms het in Jesus Christus. Dat ons hoop het vir 2026. Daarom is die uitleef van hierdie veilige roep, hierdie heilige roeping waartoe Jesus volgens sy besluit vir my en vir jou geroep het, deur die krag van die Heilige Gees, die moeite werd. Ek wil saamvat. Paulus gebruik homself dan in die volgende paar verse as 'n voorbeeld van veerkragtige geloof. Kom ek lees dit vir jou, vers 12. Om die rede ly ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg my voorbeeld na, soos wat ek Christus se voorbeeld navolg, in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. En dan sluit hy af met 'n uitdaging aan my en jou in vers 14. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat binne in ons woon. Mag die Here God deur sy Heilige Gees vir my en vir jou veerkragtig maak om hierdie heilige roeping in 2026 uit te voer. Amen.